En ons is so opgewonde. Die kennis van die Here wat opgewonde is om hier te wees. Ons kan sê, soos in Dawid gesê het, ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan na die huis van die Here toe, want dis by die huis van die Here wat al die mooi dinge gebeur, en waar die familie weer by mekaar kan wees, om mekaar die hande van verwelkoming uit te sit, en hy sê, dit is so goed, dat ons saam kan wees. Pieter en Peter, wil jy nie gauw staan nie, en ons harte reik uit na hulle toe, want hulle het gerei om na hulle kleinkind se verjaarsdag te gaan, 19 jaar oud, en die aand voordat hy daar kom, is hy dood in 'n karongeluk. So strek ons hande uit na Here. Ja, amen. En sê dat die Here sal vul met die vreugde. Dat die beskerming van die hand van God oor julle sal wees. Dat die vertroosting van die Gees oor jou kinders sal wees. Dat hulle nie 'n haat in die Here kry of 'n weerstand teen die Here bied, maar dat die Here hulle sal toemaak. In die naam van Jesus. Pieter, welkom terug, Peter, welkom terug by julle familie. Welkom. Ek het die gemeente vertel daarvan, maar baie van die mense weet nie van wie ons praat nie, dus ek vra vir julle om te staan. Vir Susie julle, julle family, wil julle nie gou staan. Julle almal sê hartlik welkom vanmôre. Ja, julle kan allemaal opstaan, julle is allemaal saam. Dit is goed soos julle nou. Kom skryf vir die hande. Sit plek neem, julle se vertroosting is met julle. En wie wil nog staan? Enige iemand wat voel, hulle wil 'n spesiale welkom hê. Ja, Gladys, jy kan staan. Is daar enige anders wat wil staan vanmôre vir al ons besoekers? Welkom. Hoe goed die Here vir ons is. Ek was nie almal het van hierdie gekry, magtig gaan nou afdrukke maak. Jy kan net vra hulle met hulle okay. Hoeveel van u wil 'n afskrif hê van vanmôre se boodskap? Wat nie gekry het. Dis 1 wat nie gekry het, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dankie, 15, 16, nee. Maak so 15, mag dit dankie. Dan gaan ons vir julle gee. Vanmôre is dit nogal 'n belangrike preek om die goed te hê, want ons gaan die uitdaging van die vyand aanvaar vanmôre. Ek sê, die kerk van die Here Jesus sê, ons aanvaar die uitdaging van die vyand vanmôre. Want ons is kinders van die Here, gewas in die bloed van die lam, en ons het rede om opgewonde te wees. Vir almal wat nie weet vir jare, Sarah Smit, Rassie Tutoy, almal wat nie laas week nie was nie, Michelle, Louis, en Colin Breed, Marita Erasmus, en dan Chloe hierdie week. Ja. Chloe. Sy wil slaap dan die Gladys. En Wynand Smit, en dan net almal wat hier vir jaar hier gou net staan, en sê, ek is lief. Marita is 80 môre. Suster Marita is môre 80 jaar oud. Ons gee vir haar net aan. Vir almal wat vir jaar die week en die week wat voorlê, wil ek die seën van die Here uitspreek oor elkeen. Mag die goedheid, mag die guns, mag die hand van die Here oor julle wees. Mag goedheid en guns julle deel wees. Mag jy die voorspoed van die Here belewe in die magtige naam van Jesus. En die Here gemeente sê amen en amen. Halleluja. Philip en Celeste met hulle troudag, dan die meisie Skoonraad, en dan Andries en Mary Stein later. Dis al die afkondigings daar. Daar is 'n plek in die Here waar hy sê vanmôre, hy wil jou besoek. Daar's 'n plek in jou lewe waar die vyand
gekom het en hy kom verwoesting kom bring. En die Here sê vanmôre, hy wil herstel bring daar waar die vyand gewors het. Met ander woorde wat ek sê is dat terwyl ek my hart oopmaak, vra ek die Heilige Gees om elke kanaal, elke kamer van my hart te besoek. Ek vra die Heilige Gees om alles wat verberg is vir die mens, maar wat oopgebloot word vir die Here, het gekom om geopenbaar te word vanmôre. Jy sê, ek dra hierdie ding al jare, die Here sê vanmôre, vanoggend is aflaai môre. Maar hy is meer besorgd oor wie jy is, as wat jy dink. En hy sê vanmôre, ons loop rond, ons het maskers aan, en ons wil voorgee wat ons nie is nie. En God sê vanmôre, ek maak die gordyn van jou lewe oop, en ek kyk daarin. En vanmôre gaan ons heeltemal 'n ander diens hê. Jy kan moeilik uitloop en sê, ek sal my voete nooit meer daar sit. Want die terrein van privaatheid, van die geheime sonde, die geheime idee, die geheime wat ons ding voor God bestaan, sê die Here, ek werk daarmee. Hy sê, ek werk daarmee. Hy sê, dis hoekom ek jou Vader genoem word, dis hoekom ek jou Here genoem word, dis hoekom ek jou geneesheer genoem word, en ek word jou redder genoem. Hy sê, omdat ek weet. En vanmôre my vraag, gemeente, kom ons staan met 'n oomblik voor die Here. Want elke leen van die vyand gaan gekanselleer word. Amen. Ons gaan hom konfronteer, straight up front, in his face. En ons gaan die dinge van die Here verklaar oor die kinders van die Here en sê, wat sê die Here en wat nie die vyand sê nie. En as ek 'n amen kan kry, sal ek dit gryp. Ons is nie hier om kerk te speel nie, ons is kerk. Ons is die kinders van die lewende God. Ons maak nie asof ons kinders van die Here is, ons is kinders van die Here. Gewas in die bloed. As ek sy naam verheer bo alles en as ek kom om hom te vereer vanmôre, dan is dit die belangrikste. Die fokuspunt van vanmôre gaan nie oor wat wie en wat ek is nie. Dit gaan vanmôre oor wie hy is. En hy is altyd reg vanmôre, kerk, steek gaan jou hande hoog op. Vader, en sê, Here, ek kom vanmôre. En ek weet, Here, dat as meer in U is wat ek sê, en selfs is wat ek dink. En daaruit, Here, kom ek vanmôre en ek sê, kom doen in my 'n nuwe ding. Terwyl ons wag op die koms, terwyl ons wag dat die Here iets wil doen, wil ons sê, Here, begin by my. Ek as die prediker van die huis, ek sê, Here, begin by my, niemand anders, begin by my. En ons kom U te loof, ons kom U te aanbid, ons kom U te erken vanmôre. Hy sê, o Gees van God, doen dit weer, doen dit weer, doen dit weer, doen dit weer. Sê bietjie vir my, doen dit weer, Here, doen dit weer. Samlagesh te bias toestur moyester maande. Here, doen dit weer, doen dit weer, doen dit weer, doen dit weer. Hy laat die koning van die koning, hy laat die koning van die koning. Jesus is my naam, Jesus is my naam, hy het vergewe my. Hy laat die koning van die koning, hy laat die koning van die koning. Jesus is my naam, Jesus is my naam, hy het vergewe my. Oh, hallelujah, 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 hallelujah,
Die woord van die Here sê, Jesus sê, wanneer ek opgelig word, sal ek mense na my toe trek. Weet jy, wanneer hy opgelig word en aanbid word en geëer word, dan trek hy mense. Die kinders van die dorpe het uitgeroep en gesê, die Messias, Jesus is op pad. Hulle was opgewonde oor die wonderwerke. Hulle was opgewonde oor die voedsel van die 15.000 met twee vis en 3 broodjies. Hulle was opgewonde daaroor. Maar die mense, die godsdienststelsel van die dag, het teen Jesus gekom en gesê, waaroor gaan jy die groot lawaai? Waaroor gaan jy die groot lawaai oor Messias? Hy wat kom in die naam van die Here, waaroor gaan dit vanmôre? Dan sê ons, Halleluja, 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 oh Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kom ons sing die dag nu. Halleluja, 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 gooi ons al die rooi tape af en al die mensgemaakte wette. Dis hoe 'n kind van God moet wees en so moet jy wees, maar vanmôre, al wat jy wil wees, is jy wil 'n kind van die Vader wees en sê, Here, net soos ek is vanmôre. You don't have to know how to pray. All you have to know is how to say, or a whispering tone in a crowded
Aanbid hom, dank hom. Aanbid hom. 15 jaar terug toe ek hier gekom het, nie as 'n besoekende pastoor, maar as die gemeentepastoor, beroepte pastoor, toe ek 'n Shabbat geleer het. Ek dink julle het al vergeet hoe klink 'n Shabbat. 'n Shabbat beteken wanneer die eenheid van die kinders van God kom en ons roep uit met 'n groot stem die lofpryse van God. Jy sien, 'n godsdienstgees op 'n tradisionele gees bind die werke van God. Hoe weet ek het 'n godsdienstgees op 'n tradisionele? Elke keer wanneer die gees van God iets anders wil doen, word jy omgekrap. Jou hele lyfstaal sê, En nou ons is vanmôre in 'n nuwe dimensie, halleluja. So op die telling van 1, 2, 3 gaan ons uitskree, Jesus. Nou jy kan dit nie doen as jy sit nie, want jy kan nie skree nie. Okay, maar dan gaan jy blaas, nie blaas nie, rapture. Wat is 'n rapture? Nie aanbaas nie. Nee. 'n breek. Jy gaan 'n breek op doen. So jy moet staan. Dan doe jy. Okay, jy gaan uit. 1, 2, 3. Jesus! Om mure te laat val. Dan moet jou kor uitkom hier. En as jy bevel wil hê hoe 'n mure moet val, moet jy die kor ken, waar die gees van God sit. Come on. Nog een keer. Nee, nog twee keer. Maar die ene hier moet harder wees as die eerste keer. 1, 2, 3. Jesus! 1, 2, 3. Jesus! Come on. Come on. Die kerk van die Here Jesus sê, hoe sal dit wees? Hoe sal dit wees? Hoe sal dit wees? Hoe sal dit wees in die hemel? Dit gaan hulle baie lang daar wees. Gaan lees Openbaring 5, dit gaan hulle baie lang wees. Dit gaan so hulle baie lang wees. Dit gaan klink soos donderstroom, donderslaap. Dit gaan wees, hy sê daar gaan miljoene op miljoene voor die troon van God staan. There will be thousands upon thousands, Openbaring 5 vanaf vers 9. Hy sê daar gaan duisende op duisende, 10.000 op 10.000 wees. En ons gaan sê, loof die Here. Hy wat geslag is en wat opgestaan het. Okay, vir jou opgewondenheid. Hy sê, dis wat jy gaan sê. Wat gaan ek doen in die hemel? Ek gaan sit en waar ek gaan sit en dan gaan ek vet word. Nee, jy gaan nie vet word nie. Jy gaan voor die troon van God staan. En jy gaan lofliedere aan die koning van die koning gee. Jy gaan aanbidding bring, jy gaan hom eer en jy gaan hom lief hê. En jy gaan hom dank in die oggend, jy gaan hom dank in die aand. Jy gaan hom dank in die middag van die dag. Jy gaan ere en lof en dank aan hom bring. En jy gaan sê, hoe goed is dit om 'n kind van God te kan wees. Loof sy heilige naam. Loof sy heilige naam. Mense, as ons net kan gewoond word om die Here te loof en die Here te prys, as ons net op die plek kan kom, waar ons sal toelaat dat die gees van God deur ons die troon van God sal aanraak en raak vanmôre, omdat hy so goed is. Amen. Môre aand by die vergifniskursus, dis wel 'n vakansiedag, maar ons het nie 'n vakansie môre nie. Dis 'n heerlike dag as jy kom môre aand, sal jy verfris wees. Jy sal nog ryk soos die braaivleisspier en die boerewors, chops en steak. Maar as jy nie saambring is, okay, maar ons sal julle hier kry 6:30 môre aand. Amen.
mense het gevra dat ons die kanselleer nie, want hulle wil graag die kursus klaarmaak en dan ook dan die Here se goedheid beleef. Ons het die afgelope tyd gepraat oor vergifnis. Miskien voel jy vanmôre, Jesus, dat ek is al versadig, ek het vir jou slegte nuus, ons is nou eers in die middel. Amen. Maar vandag is 'n intense onderwerp vanmôre. Vanmôre gaan dit oor jou en mense om jou. Vandag gaan dit oor hoe jy jouself sien, hoe eerlik jy is vir jouself. Nie oor my nie, jy moet anders nie, hoe eerlik jy is met jouself. En ons gaan agterna ons bid, ek gaan vir mense bid, ek gaan my hande op mense lê, om te vertrou dat die Here vanmôre 'n losmaking bring na jou en na jou familie. En na jou kinders, en na jou kleinkinders, na jou skoonkinders, na jou skoonouers, na jou ouer broers en jou ouer susters. Dat vanmôre jy sal toelaat dat die Heilige Gees jou oop vlek en jou oop spaak. Om eerlik te wees wie jy is voor die lewende God. En my gebed vanmôre is dat Here, dat U elke huisgesin sal ontmoet. Dat die omringsel van dit wat Jesus gedoen het, nie bly in die mure van die kerk nie, maar wat saam met ons vat huis toe. Dat die mense kan sê, waaragtig, daai mense het 'n ontmoeting met God gehad. Come on, church. Come on. Lukas 11 tot 2 tot 4 sê, en hulle sê, wanneer, ekskuus tog, en hy sê vir hulle vra hom, hoe om te bid. Hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Dis een van die gevaarlikste dinge wat Jesus vir hulle leer. Hy sê, luister, as jy wil bid en 'n resultaat kry, moet jy weet, wat is die protokol? Wat is die mensbenadering tot die lewende God? Ek ervaar die Here se aandag op hierdie onderwerp. En hy sê, want die aardse kan nie dink soos die hemelse nie. Hy sê, so julle vra my hoe om te bid, en nou gaan ek vir julle sê, ek wil nie hê julle moet bid soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die ander seërs. Ek wil hê julle moet bid en 'n kommunikasie tussen mens en God bekom. Waaroor gaan gebed? Is gebed dat ek bid omdat ek iets wil verkry? Is my gebed, gaan my gebed oor ek en my en ons? Jy weet, ek en my vrou, my dogter en my seun, ons vier en niemand anders nie? Of gaan gebed oor, wat is die hart van God, wat klop binne in my? Kan ek langer vertoef en my eie ding insit en maak dat alles alright is, wanneer ek weet, my huis is in chaos, my huwelik is in chaos, my familie is in chaos, omdat ek die geskrifte en die voorskrifte van God nie wil toepas nie. En ek wil sê vanmôre, hulle sê, Onse Vader wat in die hemele is daar sulke mense wat vanmôre bid en sê, my Vader wat in die hemele is. Amen. Is jy hier vanmôre? Kan ek hoor jy sê, my Vader wat in die hemele is? Dis nie toeval nie. Hy sê, laat U naam geheilig word. Met ander woorde, bokant alles wat ek is, wat ek wil wees, wat ek al bekom het. Hy sê, laat U naam geheilig word, reg bo alles wat ek is, wat ek ooit was, en wat ek ooit sal wees, laat U naam geheilig word daarbo. Kan ek die kerk van die Here Jesus sien, wat sê, laat U naam geheilig word. Is jy hier? Amen. Sê jy dit uit jou hart uit, Here, laat U naam geheilig word, dat alle donkerte gepak, omdat U naam geheilig word. Amen. Wat sê hy?
Here, laat die koninkryk kom. Is dat kinders van die Here? Kom aan, waar is hy? Sê, hierdie aardse moet gevul word met die bo-natuurlike van God. Die normale moet vervang word met die bo-natuurlike. Die normale moet aangevul word met die bo-normale. Is dat so 'n woord? Bo-natuurlike. Met die bo-natuurlike. So onmiddellik is daar 'n onderskeiding tussen aardse en hemelse. Hallo kerk. Ons gaan volgens 'n bietjie dieper in 'n ander rigting. Hy sê vanmôre, hy sê laat die koninkryk kom. Want waar die koninkryk van God is, daar is wonderwerke, daar is oprigting, daar is herstel, daar is vergifnis, daar is voorsiening. Waar die koninkryk van God is daar wat? Jesus gebruik hierdie woorde. Hy sê as daar een onderwerp onder hier is, as die vinger van God iemand oprig, dan was die koninkryk van God daar. Oh, come on, church. Amen, ja. Waar is dit? Daar waar jy teenwoordig is die koninkryk van God reg om te werk, reg om te heers, reg om te herstel, reg om te genees. Come on. Amen. Dan sê hy die woorde. Laat die wil geskied. Is jy hier? Nou moet jy versigtig wees, jy moet nou opspring. Jy sê, Here, laat u wil geskied. Pas op nou. Want as jy jouself oopmaak van die wil van God, dan kanselleer jy elke mense argument en die pad. Want die wil van God, om die wil van God geskied te hê, God gaan sy eer nie met mense deel nie. You've got to get out of the way of God, as jy sê, Here, laat u wil geskied. Dit beteken, jy bestaan nie meer nie. Jy het ruimte gegee vir God om te kon doen wat hy wil doen. Is jy nog in die huis? Omdat ek die woorde gebruik, dan kan mense vanmôre hier uitloop en nooit weer terugkeer. Oor die skuldige gevoel of om die nalatenskap te bring waar die Here nou sê beweeg, want die mens sê ek sal nie. Ek gaan nie, want hierdie is my sak. En ek het nog nie preek ook gemaak, dit is nog een lyn. Hy sê, laat u wil geskied, dan sê hy hierdie woorde. Onthou is Jesus wat hier praat. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, laat u wil kom geskied hier waar ek is. Maar nie net dit nie, Here, soos wat dit is in die hemel, dan so ook op die aarde. Die eerlikheid van die hemel is dan die eerlikheid op die aarde. Die wil van God in die hemel is die wil van God op die aarde. Pas op dat jy sê, laat die wil geskied, maar jou hart is nie waar die wil van God is nie. Dis groot woorde om vir God te sê. Onthou Jesus is besig om wat te sê. Luister mense, ek stel jou in 'n stelsel in. Wat die Fariseërs kos is nie. Wat die Sadduseërs kos is. Dis 'n verhoudingskos wat ek jou weer voorstel. I'm showing you a kingdom orders in prayer. Dat jy kan krag op die aarde besit. Jy kan krag op die aarde hê. Omdat ek jou die sleutel gee hoe om te handel, hoe om te wandel. Kyk as daar een persoon wat die preek geniet, is nie klaar nie. Sy draai kort op en sy sê, joh, dis 'n mooi man daar. Nou kyk, luister. Ek het vir julle 'n vorm gegee. Ek het 'n vorm vir jou gegee om te kyk na. En te sê, wie het nog nie 'n vorm? Wie het nog nie so 'n lesplan vir vanmôre? Almal het. Het almal? Dit is typies. Ek neem maar aan, almal het dit.
Is dit nie? Okay. Niet ook nog niet. Jacqueline, nog 2. Nog 2. Nog 2. Nog 2. Nog 2 Magda, alsjeblieft. Nog 3. Nog 4, alsjeblieft. 5. Nog 5 alsjeblieft. Sê nie jou hand op die wil hê, alsjeblieft. Dan maak het, dan is het net soos 'n afslaai hierso. Dat is Eddie, daar so, Eddie. En dan Okay. weer. Voor die hele ry. Nie waar jy die kamera is, dis maar so. Wil jy nog hier hierso? Hierdie kant, Magda. Is daar nie 'n jongen wat sal kan op daai kant nie? Geef vir my tannie. Spree, nou kry jy te veel, hoor. Die klas het gegroei. Is daar vir meisjes ook? Vir meisjes ook? Hoeveel is ons skool? Te min? Alright, okay. Allemaal nou, allemaal lees. So, nou sê hy daar so die verskil, dan praat hy, en hy vertel nou, wat is die gebed, wat hy opdra. Hy sê, ek sal julle leer. Nou, hier is 'n verhaal wat ek julle wil vertel. Dat is 'n vrou in die Tweede Wêreldoorlog, toe die Duitsers al die Jode gevat en kampe gesit in die arbeidskampe, wat is dit? Konsentrasiekampe gesit. En die vrou beland in die konsentrasiekamp en sy en haar suster, en hulle moes naak geloop het voor die wagte wat aan diens was. En sy vertel die verhaal dat haar suster wat voor haar loop het so maar geword, dat sy kon haar ribbekas en haar heupbene sien deur die vel. Want dat is nie kos nie. En sy sê die spesifieke wag was die wetaardsige mens wat jy kon kry. En hy het ook die uitkendige stem gehad, wat jy nooit kan vergeet. En dan het hy sommer geslaan na hulle, sommer by die geweer se agterkant, dan slaan hy hulle skouerbene af. En dan dit was vir hulle 'n oggendpret gewees, behalwe al die res. En sy jare het verbygegaan, sy ontmoet die Here Jesus, en sy staan en sy praat, en sy vertel die verhaal, wat gebeur, nie die verhaal nie, sy vertel hoe die Here haar lewe gered het. Nou sy ouer geword, en sy hoor 'n bekende stem. Sy sê dit is so 'n aanraking in haar gees, dat van vooraf is sy bang, van vooraf is sy kwaad, van vooraf ruik sy, hoe ruik daai wag. En sy sê, sy erken sy stem. En sy sê, sy nog besig om te praat en te vertel nou, die diens klaar gemaak, haar getuienis klaar afgelewe, en die volgende oomblik staan hierdie man voor haar. Hy het nou oud geword. Hy kan nie eens dink aan wie sy is nie. En hy staan voor haar, en hy steek sy hand na uit om haar te sê, goeie naam. En sy sê, sy vries. Want al die gevoelens wat gebeur het, al die dinge wat in die tydperk gebeur het, word herhaal genoem, oor en oor. En sy sê die woorde. Sy sê, maar Here, laat U wil geskied. Soos dit is in die hemel, so ook op die aarde. Sy sê en sy beleef 'n release van haar kop tot by haar tone. Sy sê, sy steek haar hand uit en sy vat sy hand. Hy is besig om uit te loop en sy loop agterop aan. En sy sê, ek vergewe jou.
Hy draai om en hy sê vir, wat bedoel jy? En hy moes nou die stem, die heersende stem. Sy sê, ek was in my konsentrasiekamp, waar jy bevelvoerder was. Ek is die vrou wat haar suster aan die dood afgestaan het, daar. Maar God gee vir my die vermoëns om jou te kan vergewe. Hy draai daar om en hy nou wil hy haar omhels en sy sê, jy weet, nou moet sy nou maar die Here dood gaan. En hy omhels haar en hy sê, baie dankie. Hy sê, ek was 'n slegte mens. Hy sê, ja, jy was. Maar ek kan sien wat het God in jou lewe gedoen. Ek vergewe jou. Wanneer ons praat oor vergifnis, praat ons nie oor iets waarmee ons wakker word in die môre en ons sê vir mekaar, ek gaan kies om iemand te vergewe. Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie. Daarom die liefde van God in ons harte uitgestort is, die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Elke mens wat hier sit kan die vermoë hê om te vergewe op die hoogste vlak. Dan kom ons terug na Matteus 6:14-15 hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En ek wil nie nou teruggaan na wat sal gebeur omdat jy nie vergewe. Ek wil aanbeweeg na die papiertjie wat jy in jou hand het. Kom ons kyk, hy sê, besluit jy dat jy mense gaan vergewe? Hy sê, om ander te vergewe, maak 'n lys van name en van mense wat jy wil vergewe. Noem die mense wat jou die meeste seer gemaak het en verwoed en verbond het, gebruik slegs voorletters indien 'n vertroulike aantekening. Hoekom dink jy, vanmôre is 'n praktiese diens. Vanmôre is om te leer hoe gaan ek vergewe? Nou hier is 'n praktyk wat gebeur. Sê ek vergewe jou. Ek vergewe. Hoe lang is jy in die huis van God? En sê, ons moet mekaar vergewe, ja, ons vergewe mekaar, ja. Maar as jy regtig gaan sit en dink, jy het niks gedoen daar. Hallo kerk, ek vra net iemand sê halleluja, ja, dit is so, ja, dit is nie so nie. Want in my eie lewe moes ek doen wat ek sê ek gaan doen. Ek moes 'n lys maak en nou die lys wat hier voor is baie klein. Dis net 'n voorbeeld, want jy sal moet hierdie by die huis gaan doen en dan ook 'n skryfblok vat. Hallo, 'n skryfblok. Dan 2 skryfblok. Ek weet nie hoe diep jou saak gaan met mense nie. Maar hier is 'n goddelike voorbeeld hoe om ontslae te raak van 'n geskiedenis wat herhaling in jou familie doen, wat jy met jou kinders doen, herhaling doen in jou kleinkinders en 'n herhaling in jou familie en die sirkel kom net oor. Dieselfde storie, dieselfde saak, dieselfde beweging, oor. Hoekom? Want dit is nie aangespreek nie. Dit kan ouers, dit kan broers, susters, familie, eggenote, kinders, bure, vriende, vreemdelinge, skool, kerk, besigheid, regering, stam, ensovoorts. Sluit ook mense uit jou kinderjare in of selfs die wat reeds oorlede is. Skryf hulle. Die voorbeeld wat die blokkie onder gaan sê, hy sê, voorbeeld 3, kies 2 of 3 mense wat maak 'n lys van alles wat die persoon gedoen het. Hallo? Jou denke kan lieg. Jou gedagtes kan byvoeg. Naderhand is dit so sleg, jy droom oor jou eie droomse droom, en dan droom jy droom en nog droom. Dan maak jy iets wat swart is, maak jy op pik swart. Hoekom? Want jy oor en oor daar aangedroom, en jy het jou eie sterkies bygelaat. Onthou, dit is die terrein van die vyand. Onvergewensgesindheid is die terrein waar die duiwel roem.
Pastoor, wil jy nou regtig hê ek moet nou mense se name neerskryf en ek moet daar langs gaan kyk wat is dit? Sluit sekerheid in wat opsetlik sowel as onopsetlik is, fisiese, emosioneel, verstandelik en geestelik. Skryf dit in. Waar? Want wanneer jy dit geskryf het, het dit 'n realiteit aan jou geword. Hierdie dinge het regtig gebeur. Pastoor, ek wil seker nie voor die Here dinge neer te skryf nie, dan hoekom herinner die duiwel jou die hele tyd daaraan? Kom aan. Ek wil jou seker nie dit te doen nie, want ek is te groot in my skoene. Ek weet hoe om dit aan te gee, jy lieg. Ek sê jy lieg, as jy weet 'n woord nie, jy lieg vir jouself. Want jy sê, wanneer jy trots kom, trots sê, dink jy ek gaan so lank buig. Trots sê, wat dink die ou van my? Wat dink hy, die is hy? Trots sê dit. Trots sê, dink jy ek gaan 'n papier wat nie lees het. Trots sê dit. God sê, ek ken trots. En ek weerstaan die trotse. Ek haat die trotse. So wat sê jy, pastoor? Ek sê, skryf 'n paar woorde neer. Volgende bladsy praat van, hy sê, die proses om ander te vergewe. Daar moet 'n proses wees. Hy sê, hoe gaan die proses plaasvind? Ek kan nie uit myself uitdoen nie. Ek moet toelaat dat die Gees van God kom en my kom help om die proses deur te voer. Weet jy, kyk gou vir my. Dit is die Here wat die vergifnis gee vir ongewensgesindheid. Dis die Here. Dis nie 'n mens. Pastoor, jy weet nie wat dit sê aan my gedoen nie. Jy weet wat altyd hy sê en hy sê sy. Jy weet nie wat dit sê aan my gedoen nie. Jy weet nie wat dit hy aan my gedoen nie. Jy weet nie. Maar God sê, ek weet. Daarom wil ek jou help om uit te kom. Daarom wil ek hê jy moet oplet en skryf na die dinge wat jou vashou. Open jou hart om ander mense te vergewe. Wat maak jy? Hy sê, ek kies hiermee om nie langer in my hart teen seerkry te beskerm nie, maar om my hart heeltemal oop te maak sodat ek almal kan vergewe, hulle kan vrylaat en al my pyniging kan beëindig. Come on. Wie is die sleutel van die tronkdeur? Wie is die sleutel? Sê ek. So in my name skryf en my kies om te vergewe, dan kom ek in vrylating. Ek skryf aan, stap 2, betoon deernis aan elke persoon wat jy op die punt staan om te vergewe. Hier is dit nou. Toe die vrou die bewaarde sien, kon sy 'n pad gekies en sê, wat jy aan ons gedoen het, en 'n besluit gemaak het en sê, ek sal jou nooit vergewe, maar dan is sy nooit vergewe. Of sy kon gesê, jy staan, jou verdienste is dat ek jou in my tronk vashou, want dit wat jy geneem het van my eie suster, my eie bloed, sy sê, ek eis dit van jou. Maar hy sê, betoon deernis. Hoekom was die man so? Wat het hom gemaak om vroue te maak? Wat het hom gemaak om die mens te wees wie hy is en wat hy geword het? Wat is dit toe? Maar sy kon 'n geleentheid neem om hom te byvoorbeeld, hy sê, ek weet my ouers was onder geweldige druk en alkohol het hulle geweldig gemaak. Ek vergewe hulle. Ek weet hulle het my nie doelbewus probeer seermaak. Hulle self het iemand mishandel.
Hulle het net hulle werk verloor. Hulle was jong getrouwde dogter is swanger. Nou tree ons anders op. Daar was 'n rede vir die mishandeling. Maar hy kom om te vergewe. Maak het sens? Kan jy so 'n bietjie dieper gaan? Skryf die empatie wat jy het vir die persoon. Kyk gou vir my, bespreek, jy raak nou belaglik. Kyk vir my. Toe die Here Jesus op die kruis gehang het, en die duiwel praat met hom en sê, as jy die Christus is, klim van die kruis af. Bewys jouself dat jy die Christus is, klim van die kruis af. Hy sê, nee, ek gaan nie by die kruis, want ek gaan nie buig vir 'n valse koninkryk nie. Want ek staan vir my Vader, ek doen die wil van my Vader. Nou sê hy, as jy die Christus is, hoekom red jy jouself en ons nie saam met jou nie? Die een soldaat, die rower, wysheid bekom, en hy sê, hy, bly stil. Hierdie man het geen skuld nie. Hierdie man het geen skuld aan hom nie. Hy sê, ons is gevang vir diefstal. Ons is gevang vir moord. Maar aan hierdie man is daar geen skuld nie. Wat gebeur toe? Hy sê, Here, onthou my. Die Here sê, jy sal vandag saam met my in die hemel wees. Kom kyk. God se manier is nie ons manier nie. So wat wil jy hê? Al volgens jy vraag ek oor vergelding. Vergelding. Ek hou van vergelding. Ek gaan my wraak gaan ek neem. Ek gaan opstaan, ek gaan my wraak neem. Ek gaan versoek word vir dit wat gebeur het. Nee. Daar's geen wraak in God nie. God sê skryf neer die empatie of die deernis vir daai persoon se foute wat hy gemaak het. Kry deernis en sê, hoekom lyk dit so? Waarom het hy so opgetree? En op daarvan kan die Gees van God jou kom en genadig kom word om dan vergifnis te kan bied. En elke persoon uit die tronk van jou hart, wanneer jy seer gemaak is, veral herhaaldelik of diep. En ek maak nie hierdie goed af as niks nie. Kom aan. Julle ken my beter as dit. Hy sê jy nie gekies het om vergewe nie. Het die gif van onvergewensgesindheid jou gevange gehou in die tronk in jou hart oor wat hulle gedoen het. Miskien het jy selfs gesê, ek sal hom en haar nooit vergewe nie. Jy het jou mind opgemaak en sê, ek sal hulle nooit vergewe nie. Is hy sê, stel jou voor die persoon is binne in 'n tronk, draai is in jou hart, ons het hier laas gehandel. Stel jou voor, jy staan buite die tronk deur en betoon jou deernis. Stel jou voor, jy maak die deur oop en sê, ek laat jou volkome vry wat jy gedoen het. Kom aan. Wat betoon jy in 2026, dis hoe ons moet optree. Ek sê, ons wil in die hemel kom, is dit nie. As 'n mens wat hierdie pleit gemaak het, dan sou ek gesê, kyk, ons moet vir mekaar kan verstaan, en ons moet mekaar, vanmôre het ek gesê, let die bakkies neer, die maskers, dan sê ek bakkies, let die maskers neer voor die aangesig van die Here. Let dit neer vanmôre, omdat jy deernis het vir iemand anders. Ek wil sê, terwyl ek die briewe geskryf en ek gaan nie die preek oorpreek nie, en ek vra die mense, ek sê, ek vra dat julle my sal vergewe. En ek kyk na al die goeie punte wat hierdie mense gehad het. Waar het julle aan die staan? Ek sê, daar's 'n hele paar mense wat nou van my knip. En as hulle hier, dan is hulle weg. So, Heilige Gees help ons, om hulle wakker te hou. Dat hierdie is 'n woord wat die duiwel nie wil hê jy moet hoor nie. Ek sê vir jou. Jy sien, jy gaan.
Laat jy gaan slaap, sê wie, maar jy gaan sit. Nee, dis nie. Die duiwel wil nie hê jy moet so 'n woord hoor nie. Hoekom? Want dit is 'n vrylatingsboodskap. Dit is 'n vrylatingsboodskap. Dit is 'n boodskap waar jy uit gevange uitstap los vanmôre, omdat die Here jou los gemaak het. Deur wat? Deur hoe en deur waar by getuienis vandaan kom. Ek maak die tronk oop reg oor die bladsy vir hersien. Kyk jy daarna, stappe om ander mense te vergewe, hersien. Noem 3 hoofafdelings in hierdie sessie waar jy moet werk en sluit die 5 stappe onder die tweede afdeling. Jy sien, om te sê ek vergewe. Kom ek sê weer 'n voorbeeld. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Meeste van julle is getroud. En ek dink ek het so 'n paar belde van sukses daar geplaas. Ek het al 7 sakke sout van 3 keer opgeëet. Daar gebeur goed in die verlede. Julle is al so lank verby dit. Ja. Jou kinders is al groot. Dan sal mami kom met die woorde. Onthou jy daai dag? Hoekom is dit? Is dit dan valsheid, pastoor? Sy het gesê sy vergewe my. Is dit dan valsheid? Dit het niks te doen met valsheid. Dit het te doen met die teleurstellend. Die optrede, jou valsheid, haar valsheid, die mens tekorte het in die plek in beweeg van ander seer te maak. En luister, hier is 'n paar van ons wat spesialiseer daar. Maar na vandag gaan die vyand jou op jou herrie gee. Want die woord is voor jou oopgemaak. En jy hoor die woord en jy sien die voorskrifte. Dan sê ek hierdie woorde, ek dink dan ek is vergewe. So ek praat nie met my vrou, ek praat met al die vrouens en al die mans. Om herhaaldelijk 'n ding oor jou mond te bring, dit beteken dit is nie afgehandel nie, en dit is nie vergewe nie, en dit is nie vergete nie. So as jy die dinge van jou kinderdae, van jou ouer dae, wat nie sal waar, en herhaaldelijk 'n diefstal kom vat van jou blydskap, jou emosie kom deurdrag, dit beteken dis nie afgehandel nie. En dit beteken, jy loop met 'n leuen. Jy loop binne in die leuen van die vyand. Want hy kry jou reg om 'n kamoufleringskleed aan te trek en jouself anders te maak, terwyl jy weet dat jy bitter seer dra aan dinge wat jou vashou en jy's geanker. Aan wat? Aan 'n ketting van die vyand. As hierdie 'n ligtelike subject was, ek hierdie preke afgehandel in 2 preke, ek die hele, maar toe ek begin te lees na die inhoud, toe besef ek, hierdie is 'n 8 weke preek, wat nie net afgehandel moet word, want teenoor die mens, moet ek verantwoordelik kan wees om te sê, die Here is reg om jou tronk oop te breek. Dis dinge met mense reg. Dinge met mense, tussen jou en mense. Dis reg. Die enigste persoon wat daarmee kan waarde gee, is jy. Niemand anders. Niemand anders kan kom instaan en sê, hy weet nie hiervan, hy weet nie daarvan. Jy is in die tronk. Jy drink die gif en jy wil hê die ander persoon moet doodgaan. It's not going to happen. Jy sal doodgaan. So pastoor, wat doen ek?
vra die Heilige Gees, Here, ek wil in vryheid kom. Nommer 1, my liggaam moet gesond bly. Number 1, my liggaam moet gesond bly. Sodra jy 'n deur oopmaak vir die pynige, bring hy siekte, hy bring kwale, hy bring dinge teen jou vas. Hoekom? Want die deure is oop en nie weer toegemaak. Mense is vasgehou in 'n tronk en waar hulle in 'n tronk vasgehou, het die pynige reg om na jou toe te kom en God sê, ek kan vir jou niks doen nie, want jy gehoorsaam nie my woord nie. So hoe gaan dit gebeur? Ek moet mense vrylaat en bied in die naam van Jesus. Ek het nie gesê jy gaan nie jubel doen nie. Ek het nie gesê die oordeel van God is op jou nie. Ek het nie gesê dat jy is 'n slegte mens nie. Ek het gekom om te sê, gebruik die liefde van God. Die waar God liefde is, betoon die liefde van God en lewe in die lewe van God. Lewe in die lewe van die Gees. Lewe in die lewe van vryheid. Lewe in die lewe van oorvloedbaarheid en liefde vir iemand anders. Jezebel, jou tyd is op. Ek hoor jou nie. Jezebel, jou tyd is op. Jezebel, your tyd is op. Jezebel, go in the name of Jesus. Jezebel, Halleluja. we've seen your face. Ons weet hoe jy lyk. And you are leaving the house of God now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ek wil mense uitnooi. Ek wil jou uitnooi. Sê pastoor, leef vir my die hand op. Kom. Ek wil die mense uitnooi en sê, as daar areas, die weet, oor gee aan die Here, kom vanmorgen. Kom en vertel die, is nie net die wat hier moet staan. Wie as die helft van die gemeente hoor die kom staan. Ek het begin om te sê, die Gees van God sê, hy sal delf so diep as wat jy hom gaan toelaat. You can only do what you give him. Jy kan nie na die waters toe kom en vir die donkie sê, hey, jy moet water drink. En ek vir algemeen nie dat jy 'n donkie is nie. Ek wil sê, die kere en die sagheid vir die Gees van God. Dinge het verby gegaan, dinge het stil gegaan. Maar Here, ek vra dat U my sal losmaak. Die naam van daar is vashoude, daar is kringe, daar is dinge wat jy terughou vanmôre. Dinge wil net nie uitwerk soos het moet nie. Dinge wil net nie gebeur soos wat het moet nie. Here, ek kry nie oorwinning. Ek loop die hele dag met 'n lang gesig, maar ek kry nie oorwinning. Maar die Gees van God is hier vanmôre om vrylating te bied vanmôre in die naam van Jesus. Die belydenis uit ons harte uit, Here. Ek sal my broer nou in die naam van Jesus.
Ek sal vir jou daar die naam van Jesus. Die keuse om uit te kom is jy maak die deur van die tronk oop. Dankie Here. Ek sal vir my broer nou in die naam van Jesus. Ek gee hom krag om dit weer te sien. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek sê, die deur is oop. Die deur is oop. They go free. In Jesus' naam. In Jesus' naam. In Jesus' naam. Los. Go. Bring vrede. 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 In Jesus' naam. Thank you, Lord. Peace of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. 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 Peace of the Holy Ghost. Thank you, Lord. Thank you, thank you. It's the Spirit of the Lord. Spirit of the Lord. Thank you, Lord Jesus. The anointing. There's just a sweet anointing. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Woorde U bring herstel in Jesus' name. Mighty name of Jesus. Shebaka prosturke sita azramande. Thank you. Thank you, Here. Thank you, Here. Thank you, Here. 'n nuwe dag het aangebreek. Thank you, Here. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 'n nuwe dag het aangebreek. In die naam van Jesus. Die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek bring ook vir jou genesing vanmorgen. In die naam van Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Genesing in die naam van Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ek sal jou in die naam van Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Genees. U hart genees, Here. Ek bring op haar liggaamlike genesing. Ek pyn in die lig. Daar is iets daar op. Daar is Thank you, Jesus. Dankie vir die gewone genesing. Al die pyn om te gaan. Die pyn om te gaan. Innerlijke pijn en die buitenpijn. Go! In die naam van Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dank je, Heer. Dank je voor vergifnis. En dank je voor vrede. En dank je voor vrede. In Jesus' naam. God, je is zo groot. Je is zo groot. Kan je dit zo beetje opschrijven in die camera? Zo beetje. As ek gaan speaker skree daar vir die speaker. Ek bring vir jou die hand van die Here. Jy sal help in die naam van Jesus. Dankie vir die krag. Dankie vir die heerlikheid. Dankie vir die handmaker, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Ons gee al die eer en al die lof, al die aanbidding. Dankie, Here, wat jy doen in die jong dame. En jy oprig vir 'n tyd soos nou, Here, dat jy haar neerste op 'n hoë plek. Dat jy haar salf vanmorgen. Met die vuur van die Heilige Gees, dank ek U, Here, in Jesus' naam, in Jesus' naam, in Jesus' naam, en God al die eer, en God al die eer, al die lof, dankie my brother,
loop in die vryheid, loop in die vrede, loop in die gemoed van God. Dankie Here vir dit wat U doen. Dankie vir dit wat U doen, dit wat U al gedoen het. Dankie my Vader, in Jesus naam. In Jesus naam. Halleluja. Halleluja. Thank you Lord. Dankie Here. Dankie vir genesing in die liggaam. Dankie vir volkome genesing in die liggaam. Dankie dat elke kan loop en sê ek is vry in die naam van Jesus. Dankie Here dat sy rapport is die rapport van die Here. En aan God al die eer, al die dank in Jesus naam. In Jesus naam. Kyk vir my. Ek het so gebid en ek het ek wil net sê, die Here haal al die goed van jou skouers af. En die Here bring vir jou met vryheid. Vat dit vanmôre. Vat dit vanmôre in Jesus naam. Vat dit vanmôre. Hy doen nie halwe werk vanmôre nie. Dankie Here, U bring vryheid, U bring 'n rustigheid en 'n vrede in Jesus naam. Thank you Lord. Thank you Lord. Vat dit. Gees van die Here is op jou. Vat dit. Ja. Here, ek dank U. Ek dank U. Ek dank U. Thank you Lord. Thank you. Laat dit by Jesus. Kyk vir my. Laat dit by Jesus. Hy kan. Hy wil. Hy sal genees. Hy sal jou nie maak. Hy is jou verlosser. Hy is jou Here. Hy is jou God. Hy is lief vir jou. En ek bid dat niks gaan jou stres. Ek breek hy maar in die naam van Jesus. Kyk vir my. Ek breek. Go! Los! Ek sal gaan. Ek sal jou los. En ek dank U vir volkome herstel. In Jesus naam. Amen. Amen. Met wie is jy hier? Waar is jy maar? Wie is jy maar? Maar wie is jy maar van die? Waar is jy? Maar kom nie daar toe. Ek gaan die pastoor help. Mag jou huis die vrede van die Here in die naam van Jesus. Herstel Here, bring terug die blydskap na hierdie huis, baie lag en baie lawaai. Bring dit terug in die naam van Jesus. 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 As 'n paar huise waar jy lawaai moet vir die Here moet terugkom. Thank you, Shirley. Just receive. Just receive. Just receive. Amen. Dan God al die eer, al die lof, al die goedheid in Jesus. Jesus. Halleluja. 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 Jy sien die gevaar nou om mense nou vorentoe te roep. As ek nou in 'n ander gemeente gestaan het, so ek mense uit die banke uitgeroep het, sê kom staan. Ek kan nie. Maar as ek jou uitroep, dan word hy beskuldig en sê, ja, maar hy weet dit, en hy weet dat, en weet ek niks nie. Maar die vyand gaan vir jou sê, ek dink ek weet iets, maar ek weet niks. Dat er minstens 12 mense wat ek môre vir jou kan sê, kom staan. En ek kan nie. Maar die naprediker sal vir jou sê, hy weet iets, daarom het hy nou vir jou uitgeroep. Ek het uitnodiging gemaak om jou vra om te kom. Moraan by die les gaan ons 'n ander uitnodiging hê. Maar ek sê die kerk, as jy wil vorentoe gaan, moet jy agter skoon maak.
Kinders gaan vorentoe. Die persoon wat jy weerhou, die persoon wat jy nie wil vergeef, hy gaan vorentoe, hy bekeer niks. Maar jy sit in die bonde. Ek wil vir julle twee doen. Dit kom weer, ek wil vir julle doen. Pieter, ek is jou pastoor, ek mag jou vashou. Ek mag jou vashou. Want ek kan nie dink hoe dit moet voel om te ry vir my kleinkind se verjaarsdag. En dan is hy nie weer daar nie. Ek kan nie dink hoe dit moet wees nie. Ek kan nie dink eers hoe dit moet wees. Maar mag die Here julle gesond op sy manier. Ja, dit is skriftelik wat dit is. Dit beteken absoluut niks. Ek bid dat die Here julle sal gesond maak, en nie gesond maak, heel maak. Heel maak. Die naam. Dis my gebed. Wat sê jy? Christian, ek roep jou in die naam van Jesus. Kom kerk, ons roep vir Christian. Ek roep jou. Hoor die woord van die Here. Mag die vrees van God oor kom. Dat hy sal opkyk na u. Sê, daar is 'n lewende God in u. Daar is. Daar's 'n ma en 'n pa wat bid. Ek sê dankie Here. Jesus naam. Jesus naam. Jesus naam. My broer Jan, wil jy en Brenda net gou kom? My broer is by Jan en Brenda gou kom. Hulle staan op die vooraand om te hoor of Pastoor André se dogter vir hom 'n nuwe kan skenk. Kyk, ek vra julle, sal julle staan. Al die hoor mense wat weet boodskappe uitgesien, strek jou hand na hulle uit. Sê Here, ons vertrou U vanmôre. Ons vertrou U vanmôre. Ons gebruik die woorde, Here, voor U, en ons gebruik dit in U. Genoeg tyd het nou uitgeloop. Dit moet nou kom. Die wonderwerk vir Pastoor André moet nou kom, Here. Dit moet nou kom. U het gesê, vra en dan julle sal gegee word. Here, hy is geduldig. Hy is 'n man vol geloof. Hy is 'n man wat geduldig is. Maar Here, tyd loop. En ons roep dit. Ek roep die wonderwerk in Jesus naam. In Jesus naam. Dat niks, Here, hierdie ding alter. Niks hierdie ding afweer. Maar Here, dat die wil van God geskep in die naam van Jesus. En aan God al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Halleluja. Loof, prys. Loof U, prys. Loof U, prys. Loof U, dankie. Jesus. Jesus. Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Jesus naam. Neem 'n besluit. Neem 'n kwaliteitsbesluit. Sê ek sal vergewe. En laaste punt is, moet ek altyd die minste wees. My vrou is 46 jaar getroud.
En ek het nog nooit 'n fight gewen nie. Is nie so ernstig nie. Hoe kon lag julle nou? Ek sê, ek het nog nooit 'n fight gewen nie. Want ek is altyd die minste. Is dit so, Derek? Ja, dit is so, dit is waar. Maar ons het nie sulke vreeslike gevegte nie. Ons het verskilletjies. Julle kan nie hoor wat sy sê nie. Sy sê, jy is 'n vieze ou man. Nee. Sy sê nou, ons het nooit gevegte nie. Ons het verskilletjies. Hoe lekker lag ek nou. Ja, Chloe, sy doen dis. Vrydag se woord, don't feel the fire. The wrong fire. Ja. Ja. Hoe julle luister. Ja, dit was by ons konferensie Vrydag. En gister het ons 'n swart vroue dag hier gehad. En ek is gekerk. Ek het julle gekerk. Ek by die huis kom toe die honde almal. Moet ek die minste wees? Dink jy ek gaan voor hom kry? Salwing word verneder wanneer jy buig. Want dit is die aard van God. Die aard van mens. So vir die laaste keer doen die saam en die staan. Dan gaan jy verander opneem. Sê, Here, ek sal buig. Ek sal buig. Ek sal buig. As jy vanmôre sê, ek sal nie buig nie, dis reg. Ek sê weer, ek kan jou nie maak enige iets doen nie. Maar vanmôre as jy bereid is om te sê, Here, ek sal buig. Waarborg ek jou, die Here sal deurkom vir jou en vir jou huis. Amen. Vader, ek kom in die naam van Jesus. Ek dank U dat ons eerlik kan wees voor U troon as gemeente. En ek weet, Here, as mense vanmôre sê, daar's nie 'n manier nie. Daar's mense vanmôre wat in 'n sieninge is in 'n ander koninkryk. Koninkryk van donker. Maar vanmôre hulle wat se kose aandag in die koninkryk van God is waar Jesus en die Heilige Gees die reg het om veranderinge te bring deur die genade en deur die liefde van God. Ons sê ek dank U, Here, en ek eer U. Maar hoe kan ek U aanbid in valsheid? Hoe kan ek die Here van die leeskare aanbid wanneer ek oorlaai is met geweld, met haat, met teespraak, met oneerlikheid? Vader, ons dank U vanmôre. Dit is U Gees wat ons oopmaak. En daar is vanmôre vir elke mens vergifnis in Jesus Christus ons Here. Die opstandene Jesus wat verlossing en verligting bring. Dank ons U vanmôre. Ons lewe vanmôre in Hom. En aan U, Here, kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Dankie wat in die gebedshuis gebeur vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. En almal sê saam, amen en amen, amen, amen. Daar's 'n ou koortjie wat sê, there is victory for me, there is victory for me, in the blood of Christ my Savior, there is victory for me. There is victory for me. There is victory for me. In the blood of Christ my Savior, there is victory for me. For me, yes, me. For me,
I'm gonna stay right under the blood. I'm gonna stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. Where the devil can do me no harm. Yay! Ek wil vanoggend vir julle vertel. My man sê as ons 'n argumentie het, ons sê nie altyd ons verskille, maar as dit nou uitdaag op 'n argument, dan ignore ek hom. Ek moet nie vir hom kyk nie, want as ek in sy oë kyk is die fight over. So, met ander woorde, hy het my ook geleer om verskoning te vra. Jy weet, as jy nou net getroud is, dan is dit mos nou 'n bietjie styf in die lyf. Nee, Is ons net getroud? nee. Maar wat ek sê is, dan sê dan as ons 'n verskil gehad, dan sê jy moet nou sê jy's jammer, want ek het nou gesê jy is jammer. Dan sê ek, maar ek gaan nie jammer sê nie, want ek's reg. Dan sê ek, nee Gladys, dit is nie om verskoning nie. Jy moet sê jy's jammer. Ek sê, okay, ek is jammer, maar ek sê nou maar ek dan sê ek, start over. Want dit is nie verskoning nie. Jy moet verskoning vra met jy bedoel dit. Dan sê ek, okay, ek sal nou weer begin. Ek is nou jammer vir wat ek gedoen, maar ek sê nou vir jou moeder. Dan gaan hy aan tot ek nou totaal en al gesê, luister, okay, dit is ouer. Maar wat ek wil sê is, dit is belangrik. Want veral in 'n huwelik, as ek nou op bietjie, hulle sê mos ek is kwaai met pastoor, maar is nie kwaai nie, is maar net ding is. Ek weet nie wat om te noem nie, maar en Jolande die sal altyd sê, my arme papi, my arme klein papi. Want papi kan niks verkeerd doen nie, maar mami is die ene. Maar dit is ongelukkig so, dan moet iemand wees wat bietjie die lyn reg trek, né? En as dit papi is dan so wat ek wil sê is, ons moet maar gehoor gee aan die woord van die Here. As hy sê ons moet vergewe, dan moet ons vergewe. En ek het agtergekom, as ek nou hier moet getuig van hoe die Here al vir my deur dinge gedra het, veral as jy finansiëel te nagekom het, is dit 'n baie, baie moeilike ding om iemand te vergewe as hy jou finansiëel te nagekom het. En ek moes daai pad gestap het. Ek het so erg gehaat dat ek amper bitter was, dat as ek daai persoon in die straat as hulle kom doodry, so erg was dit gewees. Maar die Here het my verlos daarvan, en die oomblik wanneer jy vir daai persoon kan bid, dan moet jy weet, jy het gerelease. Nou hoor ons in hierdie kursus, ons moet release. So as iemand my kan kom release. Ek wil nie hê dit moet aan my klou nie, ek wil vergewe en vergeet, want dit is wat die Here van ons verwag. Baie dankie. Ek wil net seker maak dat ek my R130 oor mekaar. Sit my klein geld gehou, en ek is oor twee dinge. Moenie my geld vat. Ek sit my geld vat. Ja. Sit my R130 vas, hoor die gemeente? Sê my R130 gee. Want dit is waar. Andreas, wat sê jy, André? Hoor jy so, brother? André, ek wil vir jou sê, ek sien iets vanmôre. God is doing an amazing work in you. Ek sien iets niets op jou lewe. Sien dit. En ek wil sê, as ek ooit, ek wil jy met vergewe. Dankie. Brug, ek het met vergewe. Ek nou net jou blessing gemis. Jy moes dit is.
nie geluister weer nie, pas. Ja. Hoekom doen ek dit? Want die woord van God sê, wanneer jy oopgemaak het, dan is die tronkdeure oop. En die tronkdeure oop is, begin ons te lewe. Kom, Mike. Is. Raymond. Is. Gideon. Is. Louis. Is. David. Is. Manisaka. Klein Gideon. Is. Omtoon. Is. Waarom? Jan. Is. Hoekom? Because dis wie ons is. Eugene is. Maak reg jou koffers. Ek het nou nie vanmôre 'n skrif gebring nie. Dankie vir die tiendes, dankie vir die offerandes, dankie vir die liefde vir die gemeente, dankie vir die goedheid. Dat jy altyd reg is om ons te deur te dra en te help. Finansieel, mag die Here jou ryklik seën. Kom maar goed. Sjoe.